Hallo daar, en baie welkom by ons studie van die boek Handelinge. Ons het by hoofstuk 12 aangekom, en verlede week het ons gesien hoe Petrus vertel van sy belewenis by Kornelius, en hoe die Here sy paradigma geskuif het, totaal 'n nuwe wêreld vir hom oopgebreek het. En hy deel dit met die leiers daar in Jerusalem, en ons hoor, hulle was tevrede. So Petrus se ervaring, sy deelname en sy getuienis, het vir hulle kom sê, hoorie, maar die Here is aan die werk ook onder die Grieke, wat hulle as heidene genoem het. Ons hoor van die gelowiges wat ten tye van die vervolging versprei het tot en met so ver as Antiochia. Antiochia was so 480 km noord van Jerusalem. En ons sien dat die kerk daar sê, hoorie, maar ons moet gaan hoor wat daar aangaan, so stuur hulle toe vir Barnabas, om daar te gaan dien. Maar Barnabas is by Antiochia aangekom, en nie kort daarna nie, of hy gaan haal vir Paulus, wat toe al vir 'n tyd lank by Tarsus was. Sommige reken 6 tot 9 jaar, wat hy in Tarsus is, ons weet nie spesifiek wat die tyd is nie. Maar vir 'n tyd lank is Paulus as dit ware so in die agtergrond gewees. En Barnabas gaan haal vir Paulus, en ons gaan by Lukas nou hierdie woorde hoor van Barnabas en Paulus, en op 'n stadium, dan verander daai ritme, dan word dit Paulus en Barnabas, maar vir nou, kom Barnabas en Paulus in Antiochia aan. Hulle werk daar, en ons hoor in Handelinge 11, daar in Antiochia is die gelowiges vir die eerste keer Christianos genoem, Christene, volgelinge van Jesus, mense wat identifiseer met Christus, en sy lering, en sy lewe, en hulle bely dat hy die Here is, en daarom, in navolging van hom, so wat hulle agter hom aanstap, erken hulle sy godheid, sy redding, dat hy die Messias is, en deel hulle dit met hierdie multikulturele gemeenskap. Intussen breek daar droogte uit in Jerusalem. En die gemeente in Antiochia word die eerste groep wat sê, maar ons moet moeite doen. Ons moet daai nood aanspreek. Ons moet ons medebroers en susters, ons medegelowiges in Jerusalem, ons moet hulle help. En daar word gereken dat dit die eerste keer is dat daar besluit is vanuit 'n multikulturele groep om iets te doen aan hierdie nood in Jerusalem. Ons lees verder. Vers 1 van Handelinge 12. Opskrif hier in die notas wat ons het, wat natuurlik die 83 vertaling is, en net weer die uitnodiging as jy hiervan wil hê, onthou ons deel dit graag met jou, maar voor dit kom ek bid vir ons. Here Jesus, so vinnig wil ek in die woord indel, want dit is net so mooi, maar ons wil dit nie doen sonder om te kom herken, ons het nie nodig nie. Ons is afhanklik van U. U is die Here, U is ons God, en dankie vir U woord. Help ons om vandag, Here, ook in ons tyd, waar ook al ek in my lewe is, om hierdie tyd so optimaal te benut, soos Kolossense 4 vers 5 sê, om die tyd uit te koop, sodat ek regtig kan fokus op wat U hieruit ook vir my wil kom oopbreek, in my lewe. Of ek dalk in die kar sit, en of ek dalk by die huis sit, of ek dalk 'n middagete by die werk oopgemaak het om stil te word. Miskien sit ek in die verkeer, of miskien, Here, sit ek saam met 'n groep mense om my, en ons bestudeer U woord saam, ons hoor saam, hoe dit ook al sy. Dankie dat U hierdeur ook vir ons kom leer. So wees asseblief van die woord in Jesus se naam. Amen. In die tyd van koning Herodes, party van die gemeentelede laat vang en hulle mishandel. Elke keer wanneer Lukas vir ons 'n heerser sy naam noem, dan steek hy as dit ware 'n pen in die grond om te sê, hier is 'n historiese aanduiding. Onthou jy vir Herodes, né? Sy pa was koning Herodes gewees met Jesus se geboorte, en Herodes, hierdie wrede koning daar in Jerusalem, is nou weer besig om te probeer om hierdie beweging van Christus te stuit, en hy wil in gewildheid onder die Joodse leiers, veral onder die Sanhedrin, die Fariseërs, die Sadduseërs, die skrifgeleerdes, hy wil in gewildheid onder hulle groei. So wat doen hy? Wel, hy laat die gelowiges gevange neem, en nog meer, hy laat hulle mishandel. En kyk nou, hy het vir Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard laat doodmaak. Die eerste ware martelaar van die apostels. Een van die 12, Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, die boeties wat bekend was as Boanerges, die seuns van die donder, wat Johannes homself later beskryf as die geliefde disipel. Johannes, Jakobus en Petrus, die 3 wat so gereeld deel was van Jesus se binnekring. Die 3 wat gedeel het in die belewenis van Christus in Getsemane. Die 3 wat gedeel het in die verheerliking van Christus op die berg.
Ek wonder nogal hoe dit vir Johannes moes wees. Hy het hierdie baie spesiale verhouding met Jesus gehad. Ons sien dit aan die einde van Johannes 21 ook, hoe hy dit beskryf en hoe hy dit deel. Hy is ook die een wat die voorreg het om nie net die Johannes Evangelie vir ons neer te pen nie, maar ook Openbaring vir ons neer te pen. En hier tussen hierdie Evangelie en Openbaring bring Lukas vir ons hierdie storie. Hierdie groot realiteit in Johannes se lewe. Sy boetie is dood. Sy boetie word doodgemaak deur koning Herodes. En die gevolg daarvan natuurlik, Herodes groei in gewildheid. Ons lees vers 3. Toe Herodes sien dat dit by die Jode byval vind, het hy nog verder gegaan en ook vir Petrus gevange geneem. Sien Herodes soek gewildheid en Petrus is 'n leier in die kerk daar in Jerusalem. Saam met Johannes en Jakobus die boetie van Jesus is daar nou hierdie leiers in Jerusalem en nou het hy een van die grootes gevange geneem. En onmiddellik weet ons mos, Herodes is aandadig gewees by Christus se dood. Ek bedoel, hy was betrokke gewees by die heen en weer stuur van Jesus daardie nag. En nou het hy nog 'n kans. Nou het hy kans om te groei in gewildheid. En as hy vir Petrus gevange neem, dan hoor ek en jy Lukas agter die skerms vir ons sê, maar hoor hoe klink hierdie in die lewe van Petrus net soos die volgeling wat hy is van Jesus. Dat hy in Jesus se voetspore stap. Dit het tydens die fees van die ongesuurde brood gebeur. Die ongesuurde brood was die fees wat net na Paasfees gebeur het. Daai 7 dae van die reiniging waar die suurdeeg uit die huise uitgeneem is. Dis 'n 7 dae lange fees waar almal by Jerusalem sou wees. Met ander woorde, al die pelgrims sou daar gewees het. Kan jy sien waarom dit so 'n goeie tyd sou wees vir Herodes om te groei in gewildheid? Wel, die Jode is daar, hulle vier hierdie fees. Dis 'n fees van tot rus kom, maar 'n fees van onthou van die Here van die uittog. En hier neem hy vir Petrus gevange. Nadat Herodes vir Petrus laat vang het, het hy hom in die tronk gesit en hom deur 4 afdelings van 4 soldate elk bewaak. Herodes wou hom na die Paasfees voor die volk bring. So hierdie keer wou hy wag dat die fees klaar is. Hierdie keer wou hy nie doen soos met Jesus nie. Nee, hierdie keer wou hy dit afhandel na die tyd. So vir hierdie tyd sou Petrus sy tyd van die fees van die ongesuurde brood, sy tyd van die nadenke van die fees van die uittog, sou in die tronk spandeer. En deur 16 soldate word hy dopgehou, word hy bewaak. So ons sien hierdeur dat hierdie man wat vertel van Jesus so 'n geweldige bedreiging was vir die stelsel van daai tyd, dat hulle hom onder streng bewaking geplaas het en hom soos 'n krimineel hanteer het. Net soos wat hulle gemaak het met die Here wat hy volg en dien. So is hy dan in die tronk bewaak. En kyk mooi, maar die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid. Hoe is ons betrokke in die lewe van medegelowiges? Deur gebed. Hoe deel ons in die leed van ons medegelowiges? Deur gebed. Hoe deel ons in die onregverdige behandeling van die volgelinge van Jesus, juis in die vervolgde lande? Deur gebed. Op hierdie manier neem ons deel in mekaar se lewe, in mekaar se leed, in mekaar se lyding, en natuurlik deel ons ook op ander maniere in mekaar se vreugdes. Wel, die gemeente is besig om te bid. Vers 6, die nag voordat Herodes hom voor die volk sou bring, het Petrus tussen 2 soldate geslaap. Hy was met 2 kettinge geboei en voor die deur het wagte die tronk bewaak. Niks van hierdie situasie van Petrus wys dat hy rustig is nie. En tog sou Petrus seker Psalm 4 vers 9 geken het, nê? Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want Here, U alleen laat my veilig woon. Daai woorde van Dawid op die aandpsalm, wat hy gereeld sou gebid het as 'n Joodse volgeling en as 'n Joodse gelowige en selfs as 'n Joodse kind in sy grootwordjare. Wel, hier slaap hy tussen die soldate. Hy's geboei, maar Petrus se hart is nie geboei nie. Petrus is rustig, want hy weet aan wie hy behoort, hy weet wie hy dien. En op hierdie aand, hierdie onverwagse aand, die aand voordat hy uitgeneem sou word, en natuurlik kan ons daarin die metanarratief sien, nee. Ons kan daarin die woorde hoor van, hy sou voor die volk gebring word, om wat? Om verhoor te word. Net soos wat Jakobus vermoor is, het Petrus die dood in die oog gestaar. So hier in die nag gebeur iets. Met eens, en as Lukas hierdie woord gebruik, is dit vir jou en my 'n woord van let op.
Let op wat God wat gaan gebeur, wat God besig is om te doen. Met een staan daar 'n engel van die Here en skyn daar 'n lig in die sel. En die simboliek hiervan is so mooi. In die donker van die sel is selfs die donkerste donker nie donker nie. Want wanneer lig skyn, dan verdryf dit die duisternis. Gaan kyk bietjie Johannes 1 vers 1 tot 5. Die duisternis kan dit nie uitdoof nie. So daar skyn 'n lig in hierdie sel. Die engel vat toe aan Petrus se sy om hom wakker te maak en sê vir hom: "Staan gou op." Woorde wat Petrus sou bevestig aan Lukas, en wanneer hy hierdie neerpen, kan hy onthou die aanraking, die skud, die Petrus, jy moet wakker word. En Petrus is met kettinge geboei. Petrus is tussen soldate en hy het hierdie oomblik vanuit sy diepe droom wat hy hierdie belewenis het van 'n engel wat hom wakker skud. So onmiddellik daardeur wys Lukas ook vir ons hoe diep hy geslaap het, hoe vas hy geslaap het, hoe gerus was hy gewees. Maar wat 'n wonderlike beeld sou dit nie wees om jy wakker te word nie. Om in die oë van 'n engel vas te kyk of die belewenis te hê van God is hier. Soos wat ons telke male gesien het al in Handelinge, dat die engele 'n simbool is, 'n beskrywing is van God se werk. Engels sê vir hom: "Staan gou op." En die woord opstanding neem jou en my natuurlik na die groot belydenis toe van die kerk, dat Jesus opgestaan het. Anastasis, nee. Onmiddellik het die boeie van sy hande afgeval. So, metanarratief, agter hierdie teks. Petrus is in tye van Paastyd in die tronk. Die feesviering van die Exodus, die uittog, uit wat uit? Uit slawerny uit. En wat beleef hy hier? Die lig skyn in die donker. En daar is letterlik vir hom uittog uit gevangenskap. Hoor mooi. Toe sê die engel vir hom: "Maak jou gordel vas en trek jou skoene aan." Petrus het dit gedoen en toe sê die engel vir hom: "Trek jou bokkleed aan en kom saam met my." Net soos wat Jesus leiding neem in Handelinge 9 en Paulus se lewe, neem die engel nou leiding. Hy sê vir hom: "Trek aan." Daar was nie klere vir gevangenes gewees nie, jy het maar jou eie klere wat jy daarmee aangekom het, of wat jou geliefdes vir jou gebring het, jou familie vir jou gebring het, jy het dit gedra. So nou Petrus, trek aan, trek jou bokkleed aan en kom. So nie net is jy vry nie, volg my. Petrus het agter die engel uit aangegaan, sonder om te besef dat hy werklik bevry word. Voor hom het dit gelyk asof hy 'n gesig sien. Dit moes vir hom gewees het soos in 'n droom. Soos in 'n onrealistiese werklikheid wat hy nie sou besef nie, want wat is die kans dat jy vry sou kom van kettinge? Wat is die kans dat jy tussen wagte sou deurstap? Wat is die kans dat jy tussen 'n klomp wagte en geslote tronkdeure sou stap? En tog is dit wat gebeur met Petrus. En net soos met Paulus, volg Petrus hierdie lig, hierdie engel wat so skyn in die donker. Hulle is by die eerste wag verby, en ook by die tweede. En toe hulle by die huis te deur kom wat aan die stad toe lei, het dit van self vir hulle oopgegaan. Die deur gaan oop. Wat sê Jesus in Johannes 10? Ek is die deur vir my skape. Jesus maak die deur oop. Vir Jesus se volgelinge word tronkdeure oop. Dit word geleenthede om deur te stap. Die lig skyn, daar's 'n beweging. Toe hulle buite kom en 'n end met die straat af was, het die engel vir Petrus skielik verlaat. Soos Filippus in Handelinge 8 in die gesig van die Ethiopiër verlaat het, en die Ethiopiër sy reis met vreugde aangepak het en voortgesit het. So is dit nou met Petrus. Die engel is weg. Hy is vry. Kan jy jouself indink hoe dit vir hom moes wees? Daar in die donker van die aand, skielik was hy vry. Geen boeie, geen wagte, geen gevangenes en die belangrike, geen verhoor wat sou wag nie. Geen onbekende van die dag wat kom nie. Maar daar's iets mooi hierin en iets belangrik vir jou om ook te hoor. Dit was reg aan die einde, net voor dit sou gebeur. Hoe moes Petrus homself nie voorberei vir die verhoor nie? Hy het geweet van Stefanus en hy het geweet van Jakobus. Was dit vir hom in sy eie wandel 'n gebeurtenis van, Here, dis nou Petrus se beurt? Nee, ons sien niks daarvan in die teks nie, ons lees dit nie. Maar ons kan van onsself dit indink. Hierdie man vol emosie, hierdie man vol diep belewenis van sy oorgawe aan Christus. Hierdie man wat nou alles ontdek het, wat die 4 windrigtings beleef het met daai doek met die 4 punte wat God vir hom gesê het, wat God rein verklaar het, laat geen mens onrein maak nie. Ek kan myself indink hoe Petrus sê, Here, ek het dit beleef, ek het dit gesien, ek wil by U wees. En nou is hy los, nou is hy vry.
Toe dring dit tot Petrus deur wat met hom gebeur het, sê vers 11. En hy dink, nou besef ek eers regtig dat die Here sy engel gestuur het om my uit die hande van Herodes te red. Te red. Christus, die redder, is die een wat hom gered het uit die hande van Herodes en van alles wat die Joodse volk van plan was om te doen. Hierdie Joodse volk se planne sien ons natuurlik agter die skerms en in Johannes Evangelie gereeld plaas, want so in die donker is hulle besig om te vergader. Al vroeg wanneer Jesus wonders doen, bedink hulle al planne om hom uit die weg te ruim. En uiteindelik dink hulle planne slaag. Maar toe kom Sondag. Wel, vir Petrus was dit nie afwagting op Sondag nie, nee, dis hierdie aand, waar die lig skyn en hy vrykom. Met die gedagte is hy na die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem is, waar baie gelowiges saam was om te bid. Paulus sal later in 1 Tessalonisense 5:17 skryf, bid gedierig, ou vertaling bid sonder ophou. Die gelowiges bymekaar, hulle is besig om te bid, en jy het amper hierdie belewenis van, as jy bid en dinge gebeur, glo jy dat dit gebeur? Glo jy dat God jou verhoor? Nee? Kom ons kyk wat gebeur, want hulle is besig om te bid, hierdie huis van Maria, waarskynlik die bovertrek, Maria die ma van Markus, wat later die evangelie sou skryf, familielid van Barnabas, waarvan ons gelees het in die einde van hoofstuk 11, wat saam met Paulus aan werk was in Jerusalem, in Antiochia, wat in Jerusalem kom verslag doen het, nie? Waar baie gelowiges saam was om te bid. Hy het aan die voordeur geklop, en 'n diensmeisie met die naam Rudei, het kom hoor wie dit is. So sy gaan na die buitedeur toe, en sy hoor dat hy klop. Toe sy Petrus se stem herken, was sy so bly, dat sy nie die deur oopgemaak het nie, maar binne toe gehardloop het om te vertel, dat Petrus by die deur staan. Hierdie dienares is die eerste getuie van 'n wonder wat in Petrus se lewe gebeur. Hoe gereeld is dit nie, dat ons dit in die Bybel sien nie. Eerste getuies van Jesus se geboorte, skaapwagters. Eerste getuies van Jesus se wonder daar in Kana in Galilea in Johannes 2, kelners. Eerste getuie van hierdie wonder in Petrus se lewe, 'n dienares met die naam Rudei. Maar sy is so oorweldig deur wat sy hoor, sy hardloop binne toe. Sy dink nie aan wat sy nou moet doen nie, nee, sy word 'n getuie van wat gebeur. Net soos die getuies van die opstanding van Christus vroue was, is Rudei die getuie van Petrus se staan nou op en volg my, se bevryding uit die tronk uit. Maar hulle sê vir haar, jy is mal. Toe sy egter daarmee volhou, sê hulle, dan is dit sy gees. So hulle kom sê vir haar, dis onwerklik. Die Griekse woord meinai beteken insane of irrational. Meinai. Dan is dit sy gees. Die woord gees daar kan ook vertaal word, want dit is die Griekse woord angelos. So wat hulle gereken het is, wanneer iemand sterf, dan vir 3 dae lank het die Jode geglo, is sy gees naby sy liggaam. Daarom wanneer Lazarus op die 4de dag opgewek word, wys Jesus daardeur dat hy is onbetwisbaar die Here oor die dood. Hy bring lewe daar waar die Jode geglo, daar's geen kans van lewe meer nie. En Jesus roep hom tot lewe. So hier daarom, as hulle dit sou sê, dan is dit sy angelos, sê hulle eintlik daardeur, hy seker dan dood. Hoor julle, hy seker dan dood. Maar hoe sal 'n gees aan 'n deur kan klop? Intussen het Petrus aanhou klop. Toe hulle die deur oopmaak en hom sien, was hulle baie verbaas. Sien, Petrus loop nie deur die deur nie, want hy's nie 'n engel nie. Hy's Petrus, die man wat gevange geneem is. Hy het met sy hand vir hulle gewys om stil te bly. So die reaksie in Jerusalem, die gevaar is nog 'n werklikheid. So as hulle nou gaan bly wees en al die gelowiges wat bymekaar is gaan feesvier en die Here gaan prys, gaan almal dit hoor, want onthou, dis donker, dis nag. En vir hulle vertel hoe die Here hom uit die tronk uitgelei het. Vertel dit vir Jakobus en die ander gelowiges, en hy het gesê en na 'n ander plek toe vertrek. Hierdie Jakobus is 'n verwysing natuurlik na Jesus se boetie, een van die leiers van die kerk daar in Jerusalem. Maar kyk mooi, en hy het vertrek. So die gelowiges wat God se redding beleef het nie skielik eers hulle gedagtes, hulle planne, hulle intelligensie, hulle intellek prysgegee nie. Nee, hulle is besig om te dink, wat is nou die beste? So dis daai ding, en ons gaan dit lees na Handelinge 15, van die Gees en die mens wat saamwerk. Die mens, die Here wat die mense denke en sy logika ook gebruik om sy wil uit te voer. So hier is Petrus op pad na 'n ander plek toe.
So die keer, nie soos 'n vorige keer nie, vertrek hy. Hy gaan preek nie daar in Jerusalem, soos daar vorige keer vir hom gesê is nie. Nee, nou vertrek hy. Maar hy kom weer terug. Toe dit dag word, was die soldate nie min ontstel oor wat van Petrus geword het nie. So al 16 is in groot moeilikheid, want die gevangene het ontsnap. Vers 19, Herodes het hom laat soek, en omdat hulle hom nie kon kry nie, het hy die wagte verhoor en bevel gegee dat hulle doodgemaak moet word. So Herodes se plan is gefnyk, maar hy wil in aansien voor die Jode wil hy groei. So nou wil hy kom wys hoe ernstig hy is oor die gevangenskap van die Christene. Hy wil sy wreedheid, wil hy wys, en daarom word die wagte doodgemaak. Geen wonder in Handelinge 16, wanneer die aarde bewe en Paulus en Silas in die tronk is, daar hierdie vrees by die wagte is, dat die gevangenes sou ontsnap nie. Want dis wat gebeur het, as 'n gevangene ontsnap, is die wag daarvoor aanspreeklik. En hier het dit met al 16 van hulle gebeur. Hierna het Herodes van Judea af na Caesarea toe gegaan, en 'n tyd daar gebly. Dis waar sy paleis was, dis waar verhore ook deur hom plaasgevind het. Daar was selfs 'n tronk langs Herodes se paleis gewees, waar gevangenes gehou kon word. So Herodes is uit Jerusalem uit. Jerusalem word 'n plek van stilte, want Herodes wat hierdie spasie geskep het om gelowiges te verhoor en wreed te vermoor, is nou nie meer daar nie. Die mense van Tyrus en Sidon het hulle die woede van Herodes op die hals gehaal. So onthou, daar's droogte in daai omgewing, en wat die kommentare reken is, Herodes het die hulp vir hierdie kusdorpe afgesny ten tye van die droogte. So hulle het nie meer hulp nie, daar's nie meer voorraad wat inkom na hulle twee dorpe toe nie. En nou is hulle op pad na Herodes toe, om met hom daaroor te gaan praat. En hierdie is die historiese feite wat ek en jy kan verifieer, wat weer kom sê, Lukas die historikus is so getrou aan wat gebeur het. Daarom het hulle saam 'n afvaardiging na hom toe gestuur. Nadat hulle vir Blastus, die koning se kamerheer, op hulle hand gekry het, het hulle vrede gevra, omdat hulle land van konings en afhanklik was vir lewensmiddele. En Josefus skryf ook hieroor. Hy sê dat tydens die fees van die keiser sal Herodes dan nou opstaan, die fees van keiser Claudius, sy vriend, want onthou Herodes wil punte natuurlik ook vir homself bymekaar maak van die Romeine se kant af. Soos die Engels sê, hy wil punte skoor, né? By hulle. So dis hierdie fees van die keiser. En op die vasgestelde dag het Herodes sy amptsklere aangetrek, op sy troon gaan sit en hulle toegespreek. Nou Josefus en van die ander geskiedskrywers beskryf hierdie kleed wat Herodes dan aantrek as verskriklike skitterende klere. Dit is onsaglik mooi, dis indrukwekkend. En nou is hy aan die praat. En dit terwyl hierdie mense daar is van Tyrus en Sidon om te kom hoor. Hulle wil met hom kom praat. Hulle wil kom pleit vir hulp. Die mense het toe geskreeu, dis 'n God wat praat, nie 'n mens nie. Dis hoe die Romeinse keisers vereer was. Die Romeinse keisers het selfs tempels van aanbidding tot hulle eie eer laat oprig. Ek bedoel, keiser Domitianus het homself laat noem Dominus et Deus, nee, my Here en God, of Here en God. Dis hoe hy moes aangespreek word. En wanneer Thomas dit oor Jesus sê, dan kom sê wie die ware Here en God is. Wanneer hy sê my Here en my God. So die keisers was vereer, daar was tempels van aanbidding, en nou 'n koning van die Jode, letterlik Herodes, wat aangespreek word in 'n vorm wat hom natuurlik direk teenoor die God van die heelal plaas. En hy word vereer, dis God, dis nie 'n mens nie. As Eksodus 20 sê, net God moet aanbid word, kan ek en jy die verskriklike daad van Herodes hier beleef. Dis eintlik hoogverraad teen die Here God direk. Op daardie selfde oomblik het 'n engel van die Here hom getref, omdat hy nie die eer aan God gegee het nie. Herodes is deur wurms verteer en het gesterwe. So daar word gereken dat Herodes in daai tyd met daai fees het hy siek geword en sommige sou reken 'n paar dae later, en Lukas beskryf dit hier asof in die oomblik. Die belangrike is dis die geweldige oomblik wat daar gebeur, het daar iets gebeur, 'n maagvirus of iets wat hom getref het, en van binne af is hy opgeëet deur die wurms.
Maar kyk mooi, teenoor hierdie verskriklike beskrywing van wat met Herodes gebeur het, te midde van hierdie chaos, is God aan die werk. En dit is nog die heeltyd so, nê. Daar's vervolging en die kerk versprei. Daar's moord en die lig word die wêreld ingebring. Die Here bring redding en die getuienis versprei. En hier in Caesarea, wanneer die koning die eer op homself bring, dan sien hulle wat daarna luister en hoor hulle die woorde van God alleen. Jy moet hom alleen dien. En sien hulle die gevolge van iemand wat so verskriklik ongehoorsaam is, soos Herodes ook hier is. Maar die woord van God het verder versprei en veld gewen. Elke keer bring chaos, nuwe momente, nuwe beweging. Elke keer wanneer daar gedink word dis verby, is daar nuwe energie. En hoor dit, want ook vandag in ons wêreld kan ons dit sien, waar daar onderdrukking, onsekerheid, en waar daar magsbeheptheid is die Here aan die werk. Barnabas en Saulus het teruggekom, nadat hulle opdrag in Jerusalem uitgevoer het. En hulle het vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamgevat. So hier's nou 2 keer wat ons van hierdie Markus hoor. Ons hoor dat daar by sy ma se huis 'n vergadering van gelowiges in Jerusalem was. Nou hoor ons van dat Paulus en Barnabas hulle die geld van Antiochia af gaan gee vir die gelowiges in Jerusalem, is hulle op pad terug. 480 km se reis ver na Antiochia toe. En hierdie keer het hulle hierdie Markus oukie saamgeneem. 'n Nuwe karakter tot die toneel. En elke keer wanneer Lukas vir ons 'n nuwe karakter bring, is daar dit wat gaan gebeur. So intussen iets anders, iets goeds, iets wat ons moet op fokus. En ons gaan sien dat in die blootstelling aan die karakter van Barnabas, daar groot effek. Die blootstelling aan die karakter van Paulus, groot gevolge. Die karakter van Stefanus, groot gevolge. En nou Markus, hierdie jong Markus, wat op die toneel verskyn. Wat wag op ons? Wat wag op Markus? En vandag kan ek en jy sien, dat wat hier begin gebeur in Markus se lewe, tot daar aan die einde van 2 Timoteus 4, 'n geweldige lewensveranderende ervaring van die waarheid van die evangelie, van die koste daarvan, en van die toewyding van homself aan Christus, en die gebruik van sy eie gawes, wanneer ons die blitskrieg evangelie, genaamd die Markus evangelie, ook op skrif kry, as die eerste evangelie van daai tyd. Die Here is aan die werk. Die tye is ongemaklik. Ons hoor van Barnabas, Paulus en Markus op pad na Antiochia toe. Wat sal gebeur vanuit Antiochia, hierdie 3de grootste stad in die antieke wêreld? Waarmee is die Here besig in die kerk in Jerusalem? Dit alles lê vir ons voor. Tot volgende keer. Dankie Here Jesus vir hierdie oomblik. Dankie Here dat wanneer ons kyk na Petrus, dan weet ons die evangelie kan nie geboei word nie. Wanneer ons kyk na die ongemak van 'n martelaar Jakobus en ons beleef hoe dit vir sy boetie moes voel dat dit gebeur het, dan weet ons is die Here wat ons wonde genees, wat ons seer kom aanspreek, wat ons trane kom afdroog. U is die Here in lyding, U is die Here in onregverdige behandeling, U is die Here wat daar by ons is wanneer ons onregverdiglik gevange geneem word, U is die Here wat bevry, U is die Here wat werk en U is die Here wat straf wanneer mense die eer vir hulself neem en magsbehep is. Dankie dat U ook vandag werk soos toe en dat ons hoop kan kry. En wanneer die onderdrukking vel is, weet ons die evangelie is aan die werk. En vir dit eer ons U. Dankie dat ons in hierdie tyd van die geskiedenis kan deel wees in wat U in hierdie wêreld doen. In Jesus se naam. Amen. Amen.